Ek begin dadelik met 'n grappie. Dankie vir almal wat so getrou vir my grappie stuur. Daar's ongelukkig party wat ek nie hier van die kansel af kan vertel nie. Jy moet dit net in gedagte hou as jy vir jou pastoor 'n grappie stuur. En almal wil hê ek moet hulle grappie vertel, maar onthou net, hou hom net mooi skoon. Hierdie is baie snaaks. Koos is nie goed met Engels nie, maar hulle doen toe nou moeite om so 'n bietjie aan hulle huwelik te werk. At a couples counseling meeting, the speaker mentioned that couples are so disconnected that 85% of husbands don't even know their wife's favorite flower. And now Koos turned to his wife and whispered, "It's self-rising, isn't it?" Ten minste het hy moeite gedoen om aan sy huwelik te werk. Ek glo jy is in vanmôre vir 'n groot treat, vir 'n groot blessing. Ek het so 'n wonderlike woord wat ek getitel het, ontvang jou deurbraak. Ek glo dat die maand van Oktober 'n deurbraak maand gaan wees. Ek gaan dit weer sê, dan kyk jy of jy kan reageer, probeer dit. Ek glo dat die maand van Oktober 'n deurbraak maand gaan wees. Hoeveel van julle bid en vertrou die Here, kom aan, vir deurbrake? Hoeveel van julle kan my onlangs 'n lang reeks onthou waar ek gepraat het om deur te bid? En die Here het vir my gesê, jy bid deur, en dan breek jy deur. Praying through and breaking through. En nou voel ek dat die Here vir ons sê, vir almal wat so bid, en vir almal wat so al deur gebid het, jou deurbraak is nou op pad. Kom maar, jy moet dit net vat, jy moet dit net glo. Is van julle, jy gaan voel, jy wil opspring, jy gaan jou hande wil lig, want ek gaan oor jou profeteer, ek sê, ontvang jou deurbraak. Moenie te veel wil redeneer nie. Dis waar party ouens se probleem lê, kan ek jou gou help? Ek bedien soveel mense, ouens wat graag redeneer, is nie oop vir die bonatuurlike nie. Want daai ding staan altyd in die pad, want die Here het 'n manier hoe hy ons geloof toets, al wat hy wil hê is dat jy hom net moet glo. Ek wil nou nie daaroor regtig preek nie, maar ek wil dit net ingooi. Een van die grootste sondes is juis ongeloof. Want die Bybel sê, jy kan God nie behaag sonder geloof. Nou dink nou aan mense wat vanmôre eenvoudig net sê, ek glo nie. En die Here sê, maar ek het my lewe vir jou gegee. Ek het die grootste prys vir jou betaal met my liggaam en met my bloed, sodat jy kan deurbreek. Hoor hoe mooi is hierdie, maar jy glo nie. En ek praat nie net van mense wat sê hulle is ateïste nie. Dis 'n verskriklike ding. Ek dink baie gebruik dit, dis my beskeie opinie. Sommige net vir gerieflikheidsonthaalwe, sodat niemand met hulle kan praat nie, want ek is 'n ateïs, los my uit, ek glo niks nie. So ek kan maar leef in sonde, ek kan maar doen net wat ek wil, ek is accountable aan niemand nie. Sela. Want selfs daai sogenaamde ateïs wat nou besluit, hy glo niks nie, gaan baie binnekort in 'n krisis beland. En glo my nou, dan gaan jy uitroep na God en sê, o Here, help. Kyk mooi hoe begin ek hierdie woord. Vir ons om by deurbrake uit te kom, gaan ons geloof moet vrystel. So as ek iets oor jou losmaak, is jy slim as jy reageer, as jy sê ek vat dit, as jy amen sê, as jy sê yes. Moenie een van die ouens wees wat sê, ek weet nou nie regtig nie, ek weet nou nie of dit vir my is nie, want dis twyfel. En Jakobus sê, so ou, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.
Net soos wat jy die jacarandas sien en as jy Woensdag aand se uitsending gekyk het, moenie dit mis nie. Kyk dit dan later. Ons bereik duisende Woensdae aande. En Teresa het iets moois gesê, as jy na die jacarandas kyk, net soos wat daai blomme uitkom, deurbreek. So gaan ons mense ook deurbreek. So elke keer wanneer jy hierdie jacarandas, kom aan, al die mooi blomme en klere sien, dan vat jy hierdie woord, kom lig jou hand en sê, ek gaan deurbreek, ek gaan deurbreek. Draai gaan na iemand toe, help my, sê, ontvang jou deurbraak, kom, sê dit vir iemand. Ek wil verklaar dat Oktober die maand van deurbraak gaan wees. Ek glo dit met my hele hart. En kyk gou mooi, dis deel van die jaar van belofte. Onthou, die Here het vir ons gesê, dis die jaar van belofte, so ek bring vir jou nog 'n belofte, iets wat jy kan aan vashou, iets wat vir jou hoop bring, iets waaroor jy kan bid. Nou het ek 'n wonderlike gedeelte wat ek net gou met jou wil deel uit die boek 2 Samuel, hoofstuk 5, en ons lees net 2 skrifte saam. Dit gaan jou verskriklik seën. Dawid het baie probleme met die Filistyne gehad. Hoeveel van julle kan die Filistyn onthou, Goliat? Maar reg deur sy loopbaan as koning het hy met die Filistyne moeilikheid gehad. Hulle was regtig 'n probleem. Hulle was regtig een van Israel. Israel het baie vyande gehad, maar een van Israel se grootste vyand. En nou is Dawid hier in 'n krisis, as leier, as koning, kyk gou vir my, wil vir jou help. Wat vir my so mooi is van hom, as leier, hy raadpleeg eers die Here. Hy doen niks voordat hy nie eers vir die Here gevra het nie. En ek wil jou help, vir jou om by deurbrake uit te kom, gaan jy moet leer. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Maak nie saak hoe groot dit is nie, bid eers daaroor. Dan vra jy die Here se seën. Dan vra jy sy toestemming, dan vra jy sy guns. Vers 19, kyk op die bord. En toe het Dawid die Here geraadpleeg. Hierdie seën my. As jy 'n bidder is, sou jy nou opgewonde geraak. Ek lees dit weer. En toe het Dawid die Here geraadpleeg. Ek het 'n woord nou hier. Het jy God geraadpleeg voor jy daai man of vrou gevat het? Alle jong mense. Of was jy net impulsief? Want ek deel aan mekaar met gevalle. Het jy God geraadpleeg voor jy daai werk gevat het? Het jy God geraadpleeg voor jy daai besigheid gevat het? Of gaan dit suiwer net oor die geld? Jy het nie God geraadpleeg eers. Ek kry mense, hulle bel my aan mekaar vir 'n woord. Ekskuus, en dan moet ek vir hulle sê, weet jy wat, party ouens wil net hoor wat hulle wil hoor. Hulle wil nie eintlik hoor wat die Here sê nie. Kom aan, ek wil jou help, luister mooi. Meeste ouens wil net hoor, pastoor sê net wat ek wil hoor. Ek wil nie eintlik hoor wat die Here sê nie. Net nou sê die man van God iets anders wat ek nie wil hoor nie. Ons deel aan mekaar daarmee. Dawid raadpleeg eers die Here. En dis hoekom hy so suksesvol was. Ek wil vir elke sakepersoon hier sê, jy kan nie net elke ding links en regs vat as jy God nie geraadpleeg het. Want jy weet nie wat voor lê, maar God weet wat voor lê. Kom aan, God ken die toekoms. Voor jy besluit te neem, het jy God geraadpleeg voor jy daai ding gekoop het of verkoop het? Het jy God geraadpleeg voor jy op vakansie wou gaan? Jy sien, dit klink so, maar dis mos maar algemeen. Nou, dis die verskil tussen mense wat God raadpleeg en nie. Mense wat God se guns het en nie. En ons kan leer uit Dawid se lewe. Dawid het soveel deurbrake beleef oor die vyand. En hier is nou nog 'n storie wat ek met jou wil deel. Goed, ek lees weer vir die 3de keer. Toe het Dawid die Here geraadpleeg en gesê, sal ek optrek teen die Filistyne? Jy sien, jy sal sê, maar dis mos 'n gegewe. Sien?
Jy gaan dalk by 'n adviseur sit en hy gaan vir jou sê, maar dit is 'n gegewe. Nee, mense praat so, natuurlik. En baie keer sê ek, nee, dis nou nie so natuurlik nie. Want die Heilige Gees weet presies wat lê voor in jou toekoms. Hy raadpleeg God oor die vyand. Sal ek agter hulle aangaan? Moet ek veg? Hy's die leier, hy's die koning. Al hierdie terduisende manskappe se lewens is eintlik as ware. Ons weer is in God se hand, maar in hierdie leier se hand. Hoor hoe mooi is dit. Ek wil vir elke pa sê, het jy God geraadpleeg oor jou gesin? Daai besluite wat jy neem, om God se seën, om God se guns op jou huis te kry. Sien? Kom ons dink so 'n bietjie oor hierdie wonderlike skrif. Hy sê, sal ek optrek teen die Filistyne? Want daar's tye wanneer die Here sê ja, daar's tye wanneer God sê nee. En ek het gesien, die meeste ouens hou nie daarvan wanneer die pastoor nee sê nie. Henry, dit was 'n great punt gewees. Meeste kinders hou nie daarvan wanneer die pa nee sê nie. Want dan sy ongewild. Hardloop hulle na die ma toe. Of andersom. Ek weet, ons doen almekaar berading. Een wat nee sê, raak ongewild. Pas op. God wil altyd sy kinders beskerm. Is hoekom jy 'n pastoor in jou lewe nodig het. Wat nie net vir jou altyd sê, ag ja nie. Daar's tye die Here sê nee. Dit was 'n goeie plek om te sê, wow, dis 'n great woord. En so werk dit met elke leier. So werk dit met 'n baas. En so werk dit met God. Hy wil ons beskerm. Daar's tye wanneer hy kan nee sê, daar's tye wanneer hy ja sê. Hy sê, sal u hulle in my hand gee? Hoor hoe bid hy. Want daar's hoeveel kere waar Israel geveg het en pak slaag gekry het. En die Here het aan Dawid gesê, kyk daar, neem 'n foto, onderstreep dit in jou Bybel, trek op, hier praat God nou. Die salwing is op my, ek voel net, as soveel mense waar jy het al gehoor jou pastoor sê, wag, en dan sê ek hou nie daarvan nie, ek wil nie wag nie. En weet jy wat doen die Here? Hy het 'n manier hoe hy jou toets, want hy wil jou beskerm, maar as jy nie luister nie, gaan jy later nooit kan sê, maar ek is nie gewaarsku nie. Want God is 'n goeie God, hy praat altyd, hy waarsku altyd eers. 'n Goeie pa waarsku altyd eers. Kom aan, toe jou kindertjies klein was en jy hulle gevoeter het, toe jy nog kon voeter, wat het jy gedoen as jy 'n goeie pa of ma was? Jy waarsku eers, sê stop dit. Hou nou op. En dan kom jy by die tweede, derde, vierde keer, dis nou die laaste keer wat ek praat, dan praat jy maar weer. En dan deel jy met daai kind. Hier's nou 'n paar pa's en ma's wat se koppe nou draai en sê, "Yes, ek moes jou meer pak gegee het." En die Here sê, trek op, kyk op die bord, want ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee. En daarop het Dawid na Baal Perasim gegaan, kyk mooi, en Dawid het hulle daar verslaan, en gesê, die Here het voor my heen deur my vyande gebreek. Soos water deurbreek, daarom het hy die plek Baal Perasim genoem. Ek wil gou vir jou iets sê, dis nie net ons wat deurbreek nie. Die Here is wonderlik. God breek ook deur. God het nie probleme nie, maar ek wil hê jy moet verstaan, God het ook met 'n vyand te doen. Die vyand is nie vir hom 'n probleem nie, hy's God, hy kon net so maak, dan is die duiwel nie meer daar nie. Dis juis vir ons wat in Christus is, kyk mooi, wat ons deurbraak moet vat, ons moet dit ontvang. Want anders is ons mos nie geloofsmense nie.
Anders was ons robotte, as alles net vir ons gedoen was, en jy het nie 'n keuse, ja of nee nie. Nou het ek en jy 'n keuse om te sê, ons gaan die Here vertrou, ons gaan die Here glo vir 'n deurbraak, en die Here sê, in Christus gaan jy deurbreek. Kom aan, ek het dit klaar vir jou moontlik gemaak. Daar's oorwinning vir jou. Daar's mense wat hulle opgewondenheid verloor het, omdat hulle self hulle in 'n ding gebring het. En ek voel die Here sê, ek wil jou weer opgewonde maak oor my woord. Ek wil jou opgewonde maak oor dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Luister na hierdie wonderlike woord, deurbraak is ons deel. Nie omdat ons so oulik is nie, omdat hy dit moontlik gemaak het. Lig jou hande en sê, dankie vir die kruis, Here. Dankie vir die bloed van Jesus. Ek wil hierdie net weer lees, dit is so awesome. Halleluja. Hy sê, die Here het voor my, kyk gou daar, heen deur my vyande gebreek. Onthou, Dawid is 'n bidder. God het hom geantwoord, en kyk wat doen die Here. Hy sê, God het deurgebreek, soos water deurbreek, daarom het hy die plek Baal Perasim genoem. Skryf gou hierdie neer, vloei asseblief mooi saam met my op die bord. So hierdie woord, Baal beteken Here, kyk daar, en Perasim beteken deurbraak, of deurbrake. So, daai beteken die Here van die deurbraak, of die Here van deurbrake. Man, lig jou aan bietjie saam met my, hier kom groot dinge. Kom, sê saam met my, sê, my God is die Here van deurbrake. Hoor julle wat sê die woord? Baal Perasim. En God het deurgebreek. Hy sê nog nie Dawid het deurgebreek nie. Hy sê die Here het deurgebreek, soos water. Nou, ek wil gou vir jou iets verduidelik. As jy dink aan water wat vloei, of water wat deurbreek, dink aan vloede, dink aan 'n damwal wat bars, wat breek, dis die woord. Met ander woorde, jy kan dit nie keer nie, jy kan dit nie stop nie. As God besluit om deur te breek in jou lewe, kan geen demoon in die hel dit keer nie. Geen mens kan dit keer nie. As God besluit om jou te seën, sal niemand dit stop nie. Ek het gisteraand 'n dame in liefde bedien wat my die Kaap uit gebel het, 9 uur gisteraand. Bekommerd oor vloeke en oor allerlei goede. Jy kan God dank vir jou pastoor, hy dryf nog duiwels uit. Maak mense vry en gesond in die naam van Jesus. Ek wil gou vir jou sê, as jy onder die bloed van Jesus is en jy's 'n bidder, sal die Here jou beskerm teen vloeke. Hou op om heeltyd oor die duiwel te praat, hy hou baie daarvan, stop dit. Luister mooi na my, moenie heeltyd oor hom praat nie. Hy like dit baie. Kry sulke ouens in elke tweede sin, ja, maar die duiwel dit en die duiwel dit. Die duiwel met die duiwel. Verstaan jy? As jy weet wie in Christus is, die duiwel is onder ons voete, kan jy amen sê. Hy's verslaan deur die bloed van Jesus. Ek sê nou vir jou, die Here wil deurbreek in jou gesin, in jou familie. Hy wil al jou kinders red, kom aan. Hy wil jou gesond maak. Hy wil jou familie vry maak. Hy wil jou besigheid seën. Die God van deurbrake. En dan wil mense redeneer oor wonderwerke. Dan wil mense stry oor die bonatuurlike. Ek wil vandag vir jou sê, Kerk van Suid-Afrika, hoor die woord van die Here deur Henry Wilson. Die kerk gaan deurbreek in Suid-Afrika, soos wat jy dit nog nooit gesien het nie. Ek wil vanmôre baie duidelik op rekord profeteer en sê, vir die regering, en vir hierdie raad wat die kerk wil reguleer, haal jou hande af van die kerk af. Wees versigtig wat jy te sê het en wat jy wil doen met die kerk van ons Here Jesus Christus. Want God sal dit nie duld nie.
Jy kom teen sy gesalfdes, jy kom teen hom. Jy kom teen sy kerk, luister mooi, jy kom teen hom. Het gryp my aan dat die woord sê, en die Here het deurgebreek vir Dawid. God het deurgebreek vir sy volk, vir wie hy so lief is. Nou hier sê ek nou vir jou, God breek deur vir sy kerk. Sy kerk, kom aan, hy breek deur vir sy kerk. Wie kan hom keer as hy besluit om ons te seën? Wie? Geen vloek nie, geen demoon nie. Hou op om heeltyd oor daai goed te praat en verstaan wie jy is in Christus. Sê ek is onder die bloed van Jesus, kom aan, ek is die geseënde van die Here, kom aan, ek is die gesalfde van die Here. Is julle met my? So Baal beteken Here en Perasim beteken deurbraak. En nou wil ek nog iets met jou deel, gooi dit net daar op. Hierdie woord Perasim kom van die Hebreëse woord parats, klink amper soos patats. Iets waarvoor ek nou glad nie lus is nie. Almal sê parats. Sê dit weer, parats. Kyk mooi, skryf dit neer, as jy op die bord daar by my. Dit beteken om deur te breek, kyk gou hier, om uit te bars. Dis die storie van die water. Ingenieur sal vir jou sê, water soeke, help my, 'n paadjie, hy soek 'n roete, hy soek 'n pad. En wanneer daai water begin stroom, is dit onkeerbaar. Hierdie is fenomenaal. Parats, om deur te breek, uit te bars, oop te breek. En dan het ek hier geskryf, dis soos wanneer water deur 'n damwal bars, niks kan dit keer nie. Ek wil nog eenmaal vir jou sê, wanneer God besluit om deur te breek en jou te laat deurbreek, kan niemand dit keer nie. Al wat jy moet doen vanmôre is, ek glo dit. Ek vat dit, kom aan, dis myne. En ek is hier om oor al ons mense, Word and Spirit familie te verklaar, deurbrake in Christus, want hy is die deurbreker. Een van sy name is die Here wat deurbreek. Kom aan, die Here van deurbrake. Is dit nie mooi nie? God het baie name. En hier gee ek vir jou nog 'n naam. Een van sy name is die God van deurbraak. Ek is hier om jou op te tel met die woord, met die salwing op my lewe, wil vir jou sê, niks kan keer wat God vir jou en jou familie beplan het nie. Niks kan stop of keer wat die Here vir Suid-Afrika beplan het nie. In die Engels wil ek sê, the breakthrough will come like a flood. Jy kan dit nie keer nie. Revival will come like a flood. Nobody will stop it. En jy sal nou agterkom, ons is in die laaste van dae. Die duiwel probeer alles in sy vermoë. Hy weet nie alles nie, maar hy weet, ons is hier in 'n herlewing en hy probeer dit stop. Hy kan dit nie stop nie. Sê asseblief saam met my, sê my deurbraak is onkeerbaar. Hoor wat verklaar ek. Kan 'n paar mense hierdie goed neerskryf, dat ons dit kan post oralste. Sê dit weer, sê my deurbraak is onkeerbaar. Draai gou na iemand toe en sê, praat met jou, kom, sê vir iemand, hy praat met jou. Hier's nog 'n woord, onstuitbaar. Kom aan, lig jou stem, my deurbraak is onstuitbaar. Hoeveel van julle het al gesien wanneer 'n dam oorloop? Kom aan, ons het al, nê. Fotos en hulle maak hy sluise oop. Dis iets verskrikliks. Dis onkeerbaar, dis onstuitbaar. Geen mens kan dit keer nie. Ek sluit af hiermee 2 belangrike sleutels wat jy moet hoor vanoggend. Jy moet dit nou hoor, nou, vandag. Wat die Here met my gepraat het.
As jy by hierdie deurbraak wil uitkom soos wat Dawid en Israel by hierdie deurbraak uitgekom het oor die Filistyne, let op, Dawid was gehoorsaam. Let op, Dawid het God geraadpleeg. Luister mooi na pastoor Henry, moenie iets doen voor jy nie God geraadpleeg het nie. En hy gaan niks vir jou sê wat buite sy woord is nie. Dis hoekom hy sekere gesalftes het waardeur hy praat. Luister maar, dis hoe hy werk. En dan sien ons baie gou aan mekaar, mense wat in rebellie is wat sê, nee, ek onderwerp my nie graag nie. Dan sien ons baie gou vernietiging uitbreek. Want God het 'n manier, hy het 'n stelsel. Net soos ouerskap, eer jou vader en jou moeder. Hy sê nie eer jou vader en moeder net wanneer hulle reg is nie. Hy sê eer hulle. Hoekom? Sodat jy lank mag lewe en sodat dit met jou goed mag gaan. So werk dit in die gees ook. God het rangordes. Gehoorsaamheid sal jou uitbring by deurbrake. As jy nou nog stry oor die Here se 10de, moenie verbaas wees hoekom jy nie finansiële seën ontvang nie. Want daar's mense wat my kritiseer, daar's mense wat pastore kritiseer, terwyl ek net die woord van God vir jou bring. Pastoor, bid asseblief vir my. Ek het 'n deurbraak nodig, maar jy hou aan om ongehoorsaam te wees. Niemand kritiseer jou nie, niemand veroordeel jou nie. Ek bring vir jou suiwer die woord, want die Bybel sê, hy wil die vensters van die hemele oor jou oopmaak. Wat vir my geld vir jou, wat vir jou geld vir ander. Ons vertrou die Here elke dag, kan jy amen sê. Gehoorsaamheid bring jou by jou deurbraak uit. Mense wat ongehoorsaam is, dit begin baie keer reg in die begin, wanneer jy nie luister na hulle wat oor jou aangestel is. Ek maak dit prakties. Dis soos 'n kind wat nie luister na sy ouers nie. Die Here sê, maar ek het hierdie ouers vir jou aangestel om jou te beskerm. Is jy met my? Ek het hierdie pastoor, hierdie apostel oor jou aangestel, weet jy wat? Vir beskerming, vir seën, vir guns. So God werk reg deur die Bybel. As die Here vir jou 'n man gegee het en 'n vrou gegee het, is dit vir blessing. Nie om elke dag te beklei nie. Jy het ons my grappie gehoor, die een nou so moeg, want hy sê, pastoor, ek is nou al 3 dae wakker. Want die Bybel sê ons mag nie kwaad gaan slaap nie. Ek vra my partykeer af vir ouens, hoekom het julle getrou? Sela. Lig jou hand en sê, my deurbraak gaan groot wees. Bid saam met my, sê, Heilige Gees, leer my om gehoorsaam te wees. Asseblief, help my gou preek, ek is amper klaar. Draai na iemand toe, kyk die persoon in die oë en sê, wees gehoorsaam. Jou ongehoorsaamheid, luister vir my, jou ongehoorsaamheid bring blokkasie. Laboko sapapataya. 'n verstopping in die pyp wat moet vloei. Sit maar, baie dankie. Sit maar. Sit asseblief. Ongehoorsaamheid sal lei na 'n blokkasie. En vanmôre roep ek die kerk op. Sê, hoor die woord van die Here. God wil jou seën en niemand kan dit keer nie. Niemand. Kan dit wees dat iemand in 'n huisgesin, dankie Heilige Gees, 'n pa, 'n ma, 'n blokkasie is van hierdie uitbarsting van seën, en dan wil ek vir jou sê, ja.
Nie bekommerd wees nie, ons is vreeslik lief vir die Heilige Gees. Die woordbediening is prioriteit nou, God praat. Pas op dat jy nie 'n blokkasie is vir blessing wat moet vloei in jou besigheid na die kerk toe. Blessing wat moet vloei deur jou lewe. Omdat jy steeds redeneer, want ons kry mense, hulle redeneer. Maar is dit dan nie die Here wat vir jou hierdie werk gegee het nie? Is dit dan nie God se genade wat vir jou daai besigheid gegee het nie? Die tweede sleutel is geloof. Jy kan nie God behaag sonder geloof nie. Die Bybel sê dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Hy sê hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Met ander woorde, hy wil vir jou deurbraak gee. Hy wil jou beloon. Hoor jy hoe mooi is dit? Ek wil hê jy moet iets sien, dat gehoorsaamheid en geloof loop hand aan hand. Hallo. Jy kan dit nie skei nie. Jy kan nie vir my sê, jy's 'n geloofsman as jy ongehoorsaam is. Wanneer 'n ou die Here se tiende betaal, sê jy, ek gee aan God eerste, en dit is in gehoorsaamheid, kykie, maar is in geloof. En baie sê, nee, my budget laat dit nie toe nie, maar jy betaal dan jou huur. Jy betaal dan baie ander dinge. Dis geloof om te sê, God eerste. Here, ek vertrou U vir 'n deurbraak. Kom aan, ek vertrou U vir 'n uitbarsting. Ek vertrou U dat die damwalle sal breek. Kan jy amen sê? Here, ek vertrou U, kom aan, op alle gebiede. Sê saam met my, gehoorsaamheid en geloof loop saam. Nie praat oor die een as jy nie oor die ander een praat. Dawid het God geraadpleeg, dit was gehoorsaamheid, maar dit was ook geloof. Hy het dit ontvang. En vanmôre is ek opgewonde oor sy woord. Ek is so dankbaar dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Ek is so dankbaar, kom aan, dat hy die groot deurbreker is. Ek is so dankbaar dat hy die God van deurbrake is. En maak nie saak wat jou vyand, dankie Heilige Gees, ek sluit hiermee af. Maak nie saak wat jou vyand se naam is nie, want miskien is jou vyand se naam siekte. Kyk gou vir my, as jy in my oë kan kyk. Miskien is jou vyand se naam, het gaan sleg in jou huwelik, egskeiding. Jy weet dit nog net nie, maar dis wat hy beplan vir jou. Jy gaan moet daai ding deurbid. Miskien is jou vyand se naam verslawing. In jou hart sê jy, jy's lief vir die Here. Ek kry sulke mense, pastoor, is regtig 'n goeie ou. Ek sê, ons glo jou. Maar hy sukkel, hy's vol verslawings. Hy moet vrykom. Miskien is jou vyand se naam skuld. Kom ons noem dit by die naam gou 'n paar goed. Miskien is jou vyand se naam dobbel, want dit is nou in your face like never before. Weet julle hoekom? Omdat mense sukkel meer as ooit van tevore. So die vyand weet waar vang hy jou. Jy soek dringend geld nodig, gaan speel die lotto, maar jy betaal nie eens Here se tiende nie. Sies man. Toe hoor ek nou daar 'n storie was in die nuus, ou het lotto gewen. Was 'n verskriklike som. Toe wil hy dit vat daar na die NG Kerk iewers daar in die Vrystaat. Toe sê hulle nee, dankie, ons soek nie jou lotto geld nie. Dink ek, wat se goed rook hierdie ouens. As jy dan nou lotto gespeel het, die Here vergewe jou ons ook, maar bring die Here se tiende. Amen. Almal sê amen. Godsdienst is 'n slegte ding. Die gees van godsdienst net sê jou bind. Nou is jy 'n paar wat sê, maar sê nou net ek wen hom aan. Mag die Here jou laat deurbreek. Kom aan, mag die Here jou laat wen. Kom aan, klap vir die Here. Mag jy in oorwinning wees.
Halleluja! O, hier is 'n heerlike teenwoordigheid van God in hierdie plek. Maak nie saak wat jou vyand se naam is nie, ek sê om vir jou te sê, God gee oorwinning oor jou vyande. Raadpleeg hom. Kies om gehoorsaam te wees. Kies om in geloof te doen wat hy wil hê jy moet doen. En ons sien uit na baie getuienisse. Hoeveel van julle stem saam met my? Ons sien uit na baie deurbrake. Kan ek net hierdie 3 woorde saam met jou hardop lees? Ons weet nou die Here van die deurbraak en dan breek hy daai woord vir ons verder op. Hy sê om deur te breek. Ek wil hê jy moet jou naam gou daar insit en nou moet jy lig jou stem. Ek gee jou toestemming. Jy mag maar skree. Sê Henry gaan deurbreek. Sit jou eie naam daar. Go. Is van julle, jy doen niks nie, ek hoor jou nie eens nie. 1, 2, 3, gaan weer. Weet jy wat gebeur nou in die geesteswêreld? Die so salwing, kom aan, ek maak dit los op jou. Wonders en tekens, deurbrake. Hier so apostoliese salwing, al wat jy moet doen is, vat dit, gryp dit! Kom, ons vat nog 'n ander woord, miskien gaan die van die ander nou bykom. Ons gaan nou sê, uitbars. Nie in woede uitbars nie. In deurbrake uitbars. Sit jou naam daar en sê, Henry gaan uitbars. Kom aan. Ja, het jy gehoor wat sê ons? Here, dis my gebed vir al ons kosbare mense. Dat almal sal deurbreek. Dankie dat U die groot deurbreker is. Dankie dat U voor ons uittrek en deurbreek, sê Micha. Ons verklaar deurbrake na gees, siel en liggaam. Ek seën al ons kosbare mense en vriende, volgelinge van oral af. Mag hierdie woord bevestig word met krag, wonders en tekens. Mag mense en families verstom staan oor die goedheid van God. Mag die Here al die eer kry. Kom, help my, gee hom al die eer. Mag hy al die lof en aanbidding kry. Dankie Vader. In Jesus naam. En almal sê amen. Kom aan, gee hom nog 'n lofoffer. Kom aan, gee hom al die eer. Woe, kom aan, juig so 'n bietjie. Halleluja. Kom ons praat dit die hele maand van Oktober. Spesifiek. Net deurbrake. Hoe gaan dit met jou? Nee, ek breek deur, pastoor. Nee, so onder die omstandighede. Nee man, stop daai goeie. Hoe gaan dit met jou? Ja, my deurbraak is groot. Dis geloof. Kom ons neem nou ook 'n groot deurbraak offergawe op. Mag jy deurbreek in jou finansies. Kom aan, mag jy uitbars. Het julle hierdie woord geniet? Sal julle my help share alle kante toe, alle platforms. Wow, wat 'n wonderlike dag. As die Here op jou hart lê om saad te saai, doen dit. Bring die Here se volle 10de. Miskien lê op jou hart om 'n spesifieke bedrag te saai vir daai deurbraak. Daar profeteer ek nou vir iemand. Doen dit dan net so. Doen dit dan net so. Miskien moet jy juist deurbreek in jou geld, finansies. Ek wil vir jou sê, uiteindelik wil God sy mense skuldvry hê. Pas op net, ek gaan dit nog eenmaal sê, dat jy nie een van daai is, wat die waarheid ken en dit nie doen nie. Dan gaan jy oor jouself probleme bring. Wees vriendelik gewaarsku. Ons gee omdat ons die Here se werk liefhet. Ons gee omdat ons omgee vir hom en sy saak. Ons gee nie vanuit manipulasie nie. Ons gee omdat ons gehoorsaam is. Maar baie mense, kyk gou hier, dis 'n preek vir 'n ander dag, bring oor hulle self probleme, met ander woorde die springkaan.
En dan moet ek hulle nou help. En sê my vrou, ag, gaan help jy al maar weer net so mooi en liefde. Maar hulle is hoeveel keer gewaarsku, kom huil hulle weer. Hoekom is jy ongehoorsaam? Ek is jammer. Maar jy hoef nie vir my jammer te sê nie, jy moet repent. Repent beteken draai om. Jy loop so en dan draai jy om. Halleluja. Hier is so 'n fantastiese konferensie atmosfeer. Ek weet nou nie hoe moet ek afsluit nou nie. Halleluja. Jy wat siek is, staan gou op net waar jy is. As jy aanlyn kyk, net waar jy is, kom aan, staan gou op. Jy pyn het of siekte het of jy wil instaan vir iemand, kom, hier's 'n klomp mense. Klomp. Jesus het klaar vir jou die prys betaal. Al wat jy moet doen is ontvang dit net. Kyk gou hier, kyk gou hoe werk hierdie woord. Moet nooit dat enige iets jou aandag aftrek in so goddelike atmosfeer. Nooit nie. As die Here praat, onthou dit altyd, dis prioriteit. Al wat jy hoef te doen nou, jy hoef nie te smeek nie, die woord's uit, jy het dit mos ontvang. Vat dit nou in geloof. Lig jou hande en sê, dis myne in Jesus naam, ek vat dit. Sê vir elke siekte, kyk net hier, vir elke pyn, mense wat instaan vir ander, gaan uit in die naam van die Here, ons bestraf siekte, ons bestraf pyne, deur die krag van die Heilige Gees, deur die salwing van die Heilige Gees, wees nou gesond, en nou prys jy die Here vir jou genesing, nou prys jy hom, halleluja, nou breek jy deur, jy vat jou deurbraak, ek wil vir jou sê, ons is bevoorreg om in hierdie plek te wees. Ons het 'n klomp nuwe lidmate, kan julle asseblief dadelik na vore kom, al die helpers, ouderlinge, al die leiers wat hier is, kom help groet, ons het meer as 20 nuwe lidmate. Kom ons gee vir die Here 'n lekker hande klap, kom staan hier voor, kom dadelik, draai om, kom aan, hier's 'n uitbarsting, hier's 'n uitbreek, Saboko Rekaya. Hier's mense, hulle kom van alle plekke af, en alle kerke af, en orals. Amen. Kom van hierdie kant af, en groet ons, sê net vir ons jou naam. André Spies. Welkom. Rita Wewe. Sê die naam. Kobus. Marina. Welkom. Mariana.